Ons skriflesing kom uit Josua. Josua hoofstuk 1. Omtrent so die 6de boek in die Ou Testament. Josua 1 vanaf vers 1 tot 9. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua seun van Nun en assistent van Moses gesê: Moses, my dienaar is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk. Gaan na die land toe wat ek aan julle gegee het. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Efraat, die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste, alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan julle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie afwyk nie, nie links of regs nie. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Tot sover die woord van die Here. Broers en susters, kinders, hoe gaan jy 'n klein seentjie of 'n dogtertjie ooreed om in 'n vreemde huis, in 'n donker kamer, vir jou iets te gaan haal? As ons eerlik met mekaar moet wees, daar's nie 'n manier van 'n dag oud dat jy dit gaan regkry nie. Want donkerte maak ons bang. Nie net klein kindertjies, volwassenes, u en ek. Waarom maak die donkerte mens bang? Dit gaan oor die onbekende wat jy nie kan sien nie. As jy nou vir 'n klein kindjie mooi gaan verduidelik waarom jy wil hê hy iets vir jou moet gaan haal, en jy praat om moed in, gaan hy definitief 'n bietjie beter voel, en dapperder. Maar hy gaan nog steeds bang wees. Hy gaan dit waarskynlik steeds nog nie doen nie. Gaan jy 'n kleintjie so ver kry om iets vir jou in die donker te gaan haal, as jy hom sê, kom, vat my hand, dan stap ek saam met jou. Ja, heel waarskynlik. Omdat 'n klein kindjie vertroue het in sy pa of ma. Daar is iets wat 'n kindjie nog rustiger gaan maak. Geef hom 'n flits in die hand, waarmee hy in die donkerte kan sien. En dan net voor hulle instap, dan hoor die kindjie vir ouers as die pa sê, onthou, jy hoef regtig nie bang te wees nie, want ek is en bly by jou. Dis waarskynlik die naaste wat jy 'n kindjie gaan verkry, om in die donker iets vir jou te gaan doen. Dis wat met Josua gebeur het. Ons het gelees in hierdie kort gesprek wat ons die Here met hom gevoer het. En as 'n mens dit gewoonweg lees, dan het 'n gesprek wat nie eers 2 minute geduur het nie. Maar hoe kragtig is dit nie? Josua spreek woordelik die klein kindjie wat die donker ingestuur word. Luister na die opdrag wat die Here vir hom gee. Die donker wat vir Josua bang gemaak het. Dit was die pad van die onbekende. Hy is die nuwe leier van 'n volk, van die Here, en hy moet hulle die onbekende inlei. 40 jaar gelede het die Here sy slaafvolk deur die Rietsee gelei na hulle vryheid. Vir 40 jaar was hulle in die woestyn. 40 jaar was Moses die leier van die volk. Vir 40 jaar het die Here vir hulle van kos voorsien. Vir 40 jaar was die volk van die Here teen ander volke beskerm. Al was dit 'n woestynlewe, dit was vir hulle die bekende. Dit was hulle sekuriteit. Op 'n manier 'n gemaklike lewe.
Dit het daar in die woestyn met hulle goed gegaan. Maar nou moet hulle deur die Jordaan trek, die onbekende in. Dis die land van die Moabiete en die Ammoniete en die Filistyne en al die ander. Hulle moet nou 'n land, nog meer lande gaan oorneem, wat op daardie stadium aan huidige volke, aan ander volke behoort. Wat vir hulle voorlê is oorlog. Iets wat hulle nie ken nie. En boonop het die verspieders klomp jare gelede gesê dat die inwoners oorkant die Jordaan so groot soos reuse is. Dit bly 'n donker prentjie wat geskets word. Dit is hierdie pad wat vir Josua voorlê. En dit is teen hierdie agtergrond dat die Here met Josua hierdie kort en kragtige gesprek gevoer het. Omdat hy geweet het, Josua was bang, bitter bang. Nadat ons Here Jesus vir Josua sy opdrag gegee het, gee hy vir hom 'n verduideliking van die implikasie en reikwyte van hierdie opdrag. Al verstaan Josua sy roeping en die verduideliking van die implikasie en die reikwyte van hierdie opdrag, bly hy nog maar steeds net mens, nog steeds 'n bietjie bang. Daarom hoor ons vir die Here sê, wees sterk, moenie bang wees nie, kom vat my hand, ek stap saam met jou. Die woorde sterk wees en vasberade word hier sterk beklemtoon. In die Bybel het dit betekenis van dinamiet, om iets groots te laat gebeur. In Hebreërs 4 vers 12 lees ons, die woord is soos 'n tweesnydende swaard, wat so magtig is dat dit kan deurdring tot murg en been. Dis die eerste betekenis van sterk wees, onstuitbaar. Maar in die Bybel het die woordjie sterk wees ook die betekenis van standvastigheid. Psalm 31, net soos 'n rots gesterk gestewig. Jesus se gelykenis van die twee huise, een wat op sand gebou is, en een wat op rots gebou is. In Jeremia 17, 'n kaal woestyn rolbossie teenoor 'n boom langs 'n waterstroom, wie se wortels diep ingegroei is. Dit beteken sterk wees, onstuitbaar, standvastig, vasberade. In die Bybel het dit betekenis van om in die geloof voort te beur. Dit het te doen met deursettingsvermoë, om ten spyte van moeilike omstandighede steeds doelgerig te wees met waarmee jy besig is. In 1 Korinte 9 vers 24 lees ons die beeld van die atleet. Ten spyte van sy moegheid gee hy alles om oor die wenstreep te kom. Die bokser wat ten spyte van sy moegheid met alle krag doelgerig is om 'n uitklophou te plant. Dis wat die Here vir Josua sê. Wees sterk, wees vasberade. Dan kom daar nog 'n bemoediging. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie. Moenie jou oë so op die gevare rondom jou fokus, dat jy my nie raak sien nie. Ek is die bron en die krag voor jou. Waarom hoef Josua dan nie te skrik en bang te wees nie? Want die Here sê, ek is met jou. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek sal jou nooit verlaat nie. Hoe moes Josua dan sterk word? Vers 7 gee 'n besondere perspektief. Hy sê veral sterk en vasberade. Hier gaan dit in besonder om sy geestelike lewe, hoe hy homself moet toerus met krag en vasberadenheid. In die eerste plek moet hy die wetboek oordink. In die tweede plek moet hy nougeset daarvolgens leef. Die Here sê, moenie daarvan links of regs afwyk nie. By dit alles gee die Here dan 'n belofte. Dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Dit beteken, dan sal jy in vrede leef. Wat sê die skrif hier vir ons vandag? Soos wat die onbekende van die beloofde land voor Josua lê, so lê die onbekende van 2025 voor ons. Miskien is jy 'n klein seentjie of 'n dogtertjie wat bang is om vanjaar kleuterskool toe, graad 1, graad R of grootskool toe te gaan. Miskien moet jy Woensdag hoërskool toe gaan. Of dalk universiteit toe en het jy vlinders in die maag daaroor. Of jy begin dalk by 'n nuwe werk. Miskien weet jy nie wat om hierdie jaar te doen nie. Miskien gaan jy met 'n swaar gemoed hierdie jaar binne, as gevolg van siekte, onsekerheid oor werk, finansies, oor jou kinders of ouers. Miskien is jy net bang vir wat voor lê. Ek weet nie hoe jy oor 2025 voel nie.
Maar ons Here weet, en dit behoort vir ons genoeg te wees. Wat die Here destyds vir Josua gesê het, sê hy vandag vir jou en my. Hy sê, ek stuur jou. Soos wat hy Josua die onbekende gestuur het om vir hom te gaan werk, so stuur hy vir jou en my die onbekende in, om vir hom te gaan werk. Hy sê dit duidelik en eerlik, dit gaan nie maklik wees nie. Ek stuur julle so skape tussen 'n klomp wolwe in. Ek bid nie dat u julle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u julle van die bose sal bewaar, sê Jesus. Wat is ons taak en ons roeping dan? Ons leef om in hierdie donker wêreld, leef ons vir die Here. Dis ons werk, dis ons roeping. Of dit nou by 'n speelgroepie is, of by kleuterskool, laerskool, hoërskool, universiteit, werk, tussen familie, vriende, wat ook al. Jy en ek is die lig van God, daar geplaas om hom daar waar jy en ek is, te verheerlik. Ek wil dit weer sê, ons leef in hierdie wêreld, vir ons Here. Dit is ons werk, dit is ons roeping. Maar omdat die Here weet wat die onbekende inhou, en dat ons bang is, en onseker is, daarom bemoedig hy ons. Wees sterk, wees vasberade. Maak jouself sterk en vasberade. Deur die woord, die wetboek. Deur die woord word ons herinner aan God se krag en sterkte. Ons word herinner aan die groot oorwinning oor die duiwel, die sonde en die dood. Deur die woord word ons herinner aan die krag van Jesus Christus in ons. Hy wat elke oomblik met ons is. Ons nooit verlaat en ons nooit in die steek sal laat nie. Ons word herinner aan die krag van die Heilige Gees. Julle wat die onbekende ingaan, soek jou krag in die woord van die Here. Jou stilte tyd is die belangrikste hiervoor. Maak kwaliteit tyd daarvoor. Praat met die Here. Hoor wat hy vir jou sê. As jy nie in die huis van die Here is nie, dan verbeur jy die seën. Jy verbeur geestelike krag van wat die Here uitstroom om vir jou in hierdie week en die jaar wat voorlê met krag en vasberadenheid toe te rus. Sonder God se seën, toesegging van die onbekende van die toekoms vir jou geestelik dit net nog moeiliker maak. Julle wat die onbekende ingaan, gaan kerk toe, gaan skakel in, leef met jou medegelowiges. Soek deurentyd jou krag in die Here en in sy groot mag. As jy geestelik moeg word, dink aan jou kragbron. Die Heer is jou kragbron. Hy het beloof, hy is altyd met jou. Hy sal jou nooit verlaat nie, jou nooit ooit in die steek laat nie. Hy is met jou, altyd en ewig. Amen. Ons dank die Here dat ons u voorreg het om u woord te kon hoor. Ook ons, Here, is soms so bekommerd oor dinge wat ons niks aan kan doen nie. Ons is bang vir die toekoms, ons is bang vir wat voorlê. Ons is bang wat gaan gebeur met ons kinders, ons kleinkinders, met ons ouers. So wil ons aan u al hierdie bangheid opdra, sodat u daarin ook vir ons die vertroosting kan gee. U sê vir ons, wees sterk, vasberade. Help ons nou deur die Gees om so vas te hou aan die woord. Dat ons deur u genade uitgekies is as u kinders. En dat ons ewig, wanneer ons nie meer hier op aarde is nie, by u sal wees. Ons geliefdes weer sal sien. En daar met die wonderlike ewigheid by u te kan wees vir alles. Ons dank die Here vir u hand van genade oor ons gemeente. Ons dra elkeen van die gemeente aan u op, hulle wat hier is, hulle wat ingeskakel het, hulle wat daarna verlang om met ons een te wees. Hou u hand van genade oor ons almal uit. Maak ons sterk om te doen wat u van ons vra, om te getuig waar ons geleenthede kry, en om u in alles voor te hou. Wees met Andries, Here, in hierdie tyd wat hulle bietjie kan afskakel, dat dit ook 'n tyd kan wees waar hy saam met familie kan wees, kosbare tyd, en as hy terugkom ook weer sy werk hier te kan hervat.
So dink ons, Here, aan die konflik in die wêreld, daar in die Oekraïne, in Jemen, soveel ander plekke, waar dinge net eenvoudig skeefloop, omdat ons as mense U uit ons lewe geban het. Wil U ons daartoe lei om nie te oordeel nie. Ons is so gemaklik te sê so en so moes dit gebeur het, maar al die dinge is in U hande. En daarom vra ons, wees met ons in hierdie week en in alles wat ons doen, alleen om Christus ontwil. Amen. En slotte, broers en susters, sing ons staande.